Maar pas baie kwaad vandag. Vroeg man, vroeg. Kan ek vir 'n bietjie koffie maak? Jy moet al hier gestaan het tot jy gekom het. Kan nie vir 'n man koffie maak en ook koffie is in die huis gekom nie. Lyk jy weer? Kyk vir die venster en kyk self. Dis kut droog. Volgende 3 dae gaan die reën so aanhou nie. Dis gemors man. Ons gaan al vrek van die honger hierdie jaar. Praat jy so met my pa nie? Praat jy so met jou pa? Ga leer verder wat jy maak praat net hier. Kom, gaan leer. Hallo, ek is hier van Ek wil jou nie klomp, ek gaan maar weer. Maar die man ook my kos nou. Ek gaan al blik in jou honger. Jy kan ons na eet as korrel goed was, hè? Jou ek is in dood gaan. Kyk hoe maar daai seun van jou voor jou nie. Ja, maak so honger. Jy praat nie so met jou ma nie. As iemand met jou ma praat, is ek. Ja. Maar ek wag nou op my koffie, hoor. Dankie. Sus man! Waarom maak jy so 'n slegte koffie? Wat is dit? Zo weet je. Kom, ons komen. Je mag dat niet gekken. Oké, wacht, oké. Oké. Blijf stil. Kom in de gang. Hoe staan in de gang? Gaan ze daar weg? Wacht even, gewoon. Wat is fout? Blijf in de gang. Staan in de gang. Moet niet voor de venster staan. Kom aan je deur. Kom staan niet zo. Staan zo. Jy hoor van daai boer wat sy eie dogter doodgeskiet het. Wat? Waarvan praat jy? 'n boer het sy eie dogter doodgeskiet. Hoe kan dit wees? Hy het in koue bloed gedoen. Ek sê hy was 'n sprits. Was dit nie so 'n ongeluk nie? Ek sê dit was 'n sprits. Wie was dit? Daai van Rensburg ou. Ek het gehoor hy is nie gevoelens nie, maar sjoe, sy eie dogter. Ek sê dit is so waar. Hoe kan dit wees? Sy eie dogter net skiet. Hy was 'n
doen. Ek 'n goeie pa daai weet en my gesin oppas. Ek wil julle beskerm. Ek kan nie oor ons ongeluk nie. Jy moet ook die kinders oppas weet waar hulle is, ons het nie 'n dokter dood geskiet het nie. Kyk net wat jy maak. Hi Karin, hallo Lindy. Hoe gaan dit? Nie so goed nie. Oh, Na my sussie se dood is dit voel asof die huis aan die uitmekaar uitval. Dit is net chaoties. weet jy, dit voel partykeer of mens lewe uit mekaar uitval en of alles net skeef loop. Ek onthou na my ongeluk het ek eintlik nie gedink ek het nie geweet hoe gaan ek deur dit kom nie. Maar soos wat dit gekom het, het die Here vir my krag gegee. Ek het net besef hy is my trooster en hy weet wat hy doen. Ek weet ek nie meer hoe die my hart met die Here gegee, maar soms voel dit asof hy so ver weg is. Ek voel nie as hy preekte meer nie. Dis daai tye wat ons moet kyk na die Bybel, na die beloftes van God, dat ons nooit sal begewe verlaat nie. Dat hy altyd met ons is. Hy is ons trooster, hy is die een wat ons hand vashou en ons daar weer vat. Dankie. Maar weet ek bid vir jou. Okay. Bye bye. Renai nee. Weet jy wat? Ek verstaan my pa regtig nie, nê. Ek praat so mooi met hom. Ek soos eerbiedig hom en alles, nee. Dan praat ek met hom. Ek vra hom net om 'n bietjie sagter te praat. En dan kom hy op my af en hy skreeu op my en goeters en dis verskriklik. Ek verstaan nie, wat doen ek verkeerd? Ek is sy oudste dogter. En hoe kan hy dit aan my doen? Hy moet my mos lief hê. Hoe moet ek voel? Dit is soos ja, en behalwe vir dit alles, hy trek die ander voor en soos hy stel hulle eers, ek is soos hy rebel se dogter en ek is nie so nie. Ek het mos 'n goeie hart en ek bedoel goed in my lewe en dan trek hy die ander voor en nou met my sussie se dood, hy het haar altyd voorgetrek en goeters ek weet nie asof ek haar regtig kan mis nie. Sy was soos sy wit broodjie gewees en ja, dit is soos hoe kan ek iemand mis wat my pa hoor gesien het as ek? Martha, weet jy, ek dink jy is regverdig om so te voel. Ek meen jou pa het jou tog onregverdig behandel. Dis nie asof hy reg gemaak het deur haar voor te trek nie. Ja, hy het hom nogals regtig baie voorgetrek, soos hy nou net voor sy oorlede was. Toe kom ek en hy was ontsteld geweest of ek weet nie wat nie en ek vra toe vir hulle net om 'n bietjie sagter te wees. Ek het regtig so mooi gepraat. Ek het die mooiste woordjies uitgekies om hom nie te ontstel nie. Toe gaan hy daar op my af en hy skreeu op my net soos verskriklik en toe kom sy en hy gee vir haar drukkie. Dit is so verkeerd om gewees. Ek is mos 'n ouer dogter, hy ken my langer as sy en hy haar liewer as vir my gehad. Ek kan iets oorkom om dit te sien. Dit is reg. Renai, pa sê ons moet huis toe gaan. Kom aan. Ja, buurman. Jy
Seker. Tot môre. Dan word my verlies toe. Ja, kom aan. Lyk dit of wat die vrou kan dit. Ou, ek die grootste moordenaar wat hierdie land ons ooit gesien het. My eie dogter getrek. Ja, hoe kan jy weet? Vandag se tyd. Omstandighede is moeilik. Ek het net jy sal al gedoen het. Hulle dink ek nog ek dogter. Ja, buurman. Kom jy nie Saterdag oor aan? Braai ons bietjie aan. Kyk jy bietjie fyn dinge by die huis nie. Hang af met 'n vleis eet. Eniges. Skaapvleis, beesvleis, perrevleis op braai jy. Nee, ou. Kyk jy, hy is al klaar bitter genoeg as ek nou nog moet perrevleis op braai hou. So hard serieus. Nie het ou beskaap toe. Reg. Hoe laat 3 uur? Ja, leg ons so tot 2 uur kant gedorp toe ek hoor so 2:30. Vir 2 uur moet ek in die dorp is, maak dit so 4:30 se kant. 4:30. En al 5 by jou wees. Okay, sien ons Saterdag 5:30. Dankie my ou. Met jou middag. Ja, jy ook. Sê sterkte. Dink aan julle gesin. Dankie. Mooi bly. Dankie tot En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Here Jesus, dankie dat U vir Lindy gestuur het, dat sy met my kom praat, en dankie dat ek weer moet kom kry, Jesus. Ek bid spesiaal vanaand vir papa en vir mamma, en vir my 2 boeties, en ek bid ook vir my sussie, asseblief Here Jesus, help hulle het nog nie U aangeneem nie, as hulle verlosser nie, asseblief Here Jesus, help hulle dat hulle sal agterkom dat hulle U nodig het. Amen. Kom mama! Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Waar is ons dogtertjie nou? Ons gesin is besig om uitmekaar te skeer. Wat het jy gedoen? Hoekom, Here? Hoekom? Hoekom het jy vir Christa vat? Sy was al net my klein ou dogtertjie gewees. Sy het niks verkeerd gedoen nie. Ek weet dit was ek, Here, maar ek het dit nie so bedoel nie. Ek weet dit was nie moeswillig nie. Hoekom my gesin het mekaar skeer? Hoekom? Wat het ek verkeerd gedoen? Ek weet, Here. Ek weet ek was nie pa gewees nie. Ek weet ek was nie man te gewees nie. Asseblief, Here. Kom help my net. Asseblief, Here. Kom na my toe, help met my gesin, Here. Kinders, kan julle mamma vir sitkamer toe kom? Kom maar.
Julle, ek is jammer. Ek is regtig jammer. Nou wat my sis al geweet het, was dit 'n gemors. Ons gesin heeltemal uit mekaar het geval. En ek is jammer daaroor. En ek is jammer dat ek julle afgeskeep het. Ek is jammer ek het julle geskel en ek is jammer ek was 'n slegte pa en 'n slegte man gewees. Ek is jammer ek was nie die voorbeeld en die leier in my huis al die jare as ek moes wees nie. En met sis had ek net besef dat as ek my graf gaan het, waar sy ek gewees het. En dit het my gepla en dit het my verskriklik gepla en vermoedelijk kon ek net nie meer hou nie. Ek het gegaan ek voor die Here gebreek en ek het hom gesê ek is jammer. Ek het hom gevra om my sondes te vergewe. En ek weet hy het vrede in my hart gebring. En julle, ek wil 'n goeie pa wees. Ek wil nie wees soos ek was nie. Ek wil 'n leier in my huis wees. Ek wil elkeen lief hê. En ek wil nie wees soos ek was nie. En ek wil julle met respek behandel soos ek moet. En ek weet ek verdien dit nie, maar ek wil elkeen van julle kom vra om asseblief te kom vergewe en net nog 'n kans te gee. Ja. Die Here het my vergewe, ek julle vra asseblief net nog 'n kans. Baie dankie. Okay, as we koffie drink. Ja, dis koekies gebak. Ah, lekker. Okay. Dankie Jesus dat U my gebed beantwoord het.